Welkom by Môre onder die soeplig, jou weeklikse afspraak met die geleenthede en die uitdagings van die toekoms. Ek is Rian van Vuren, jou toekomsgids. Vir die afgelope paar jaar leef ons in die era van die spook in die masjien. Ons het ons almal verwonder oor groot taalmodelle soos ChatGPT en Claude, hoe hulle soms briljant is. Hulle is poëties, hulle kan 'n toepassing binne sekondes laat kodeer, maar hulle was nog altyd vasgevang. Hulle is die liggaamlose intelligensie wat agter die glasruit sit, vasgemaak in massiewe datasentrums deur veseloptiese kabels. As jy 'n KI in 2024 sou vra om 'n glas water op te tel, kon dit vir jou 'n 500 woord opstel oor die fisika van oppervlakspanning en die geskiedenis van glasware beskryf. Maar dit kon dit nie eintlik doen nie. Die stelsels het geen werklike agentskap in die fisiese wêreld gehad nie. Maar dit is besig om te verander. Ons betree amptelik die era van fisiese KI. Vandag praat ons oor die wêreldmodelrevolusie. Hoe KI uiteindelik die wette van fisika geleer het en hoekom maatskappye soos BMW en Amazon hulle hele toekoms op robotte wet wat uiteindelik hulle omgewing kan verstaan. Om te verstaan hoekom dit so 'n groot vraagstuk is, moet ons kyk na wat onder die engine cap verander het. Jarelang was KI gebou op woorde en patrone in taal, maar mense leer nie hoe die wêreld werk deur handleidings te lees nie. 'n Kleuter bestudeer nie swaartekrag nie. Hulle laat 'n lepel val. En dan sien hulle wat gebeur. Hulle leer deur oorsaak en gevolg. Nou betree ons egter die wêreld van die groot wêreldmodel, of GWM. 'n Groot taalmodel voorspel die volgende woord in 'n sin. 'n Wêreldmodel doen iets anders. Dit probeer die volgende toneel in die fisiese wêreld voorspel. Dink daaraan as 'n kognitiewe vlugsimulator. Voordat 'n robot self sy arm beweeg, verbeel hy hom duisende moontlike uitkomste. Dit simuleer die wrywing teen die vloer, die gewig van die voorwerp en die manier waarop lig op 'n oppervlakte weerkaats. Dis nie net programmering nie, dit is intuïtiewe fisika. Ons sien modelle soos OpenAI, Sora en Google Genie ontwikkel van eenvoudige videogenerators na iets baie meer, fisiese simulators. Hulle maak nie meer net mooi prentjies nie. Hulle begin interne kaarte te bou van hoe materie in die wêreld optree. Dink aan die verskil so. 'n Groot taalmodel is soos 'n bibliotekaris wat elke boek gelees het, maar nooit die biblioteek verlaat het nie. 'n Wêreldmodel is soos 'n atleet wat presies weet hoeveel krag dit verg om te hardloop. En dit is nie net 'n akademiese idee nie. In die afgelope paar maande het ons merkwaardige ommeswaai in die industriële wêreld begin sien. Neem byvoorbeeld die BMW groep. By 'n onlangse tegnologie-uitstalling het hulle 'n nuwe nooie klasse voertuig vertoon, geïntegreer met wat hulle fisiese persoonlike assistente noem. Maar die werklike verandering gebeur in fabrieke. BMW en Amazon ontplooi nou autonome robotvlote wat nie meer magnetiese stroke op die vloer of vooraf geprogrammeerde roetes volg nie. In plaas daarvan gebruik hulle visitaal aksiemodelle, stelsels wat kan sien, redeneer en dan optree. Stel jou voor, 'n pakhuisvloer, dis morsig, iemand laat 'n boks val, die vurkheiser lek 'n bietjie olie. In 2024 sou 'n robot waarskynlik hierin vasgeloop het. 'n Foutkode en alles stop. Maar met die wêreldmodel lyk die situasie anders. Die olie word erken as 'n laafwrywingsgevaar, die boks word gesien as 'n hindernis met volume, die robot redeneer oor die probleem en beweeg dan daar rondom. Ons sien reeds 'n vinnige toename in sogenaamde agentiese KI in vervaardiging. Die beweging is weg van bloot voorspellende instandhouding, waar 'n rekenaar vir jou sê iets onderdeel kan breek, na iets wat meer autonoom en meer voorkomend optree. Nou kan 'n KI 'n masjien sien vibreer, die fisiese implikasies verstaan en selfs sy herstel word skeduleer om dit reg te maak voordat 'n menslike toesighouer by die werk opdag. So wat beteken dit vir ons? Eerstens, dit beteken waarskynlik die einde van die dom robot. Ons gaan begin om KI-assistente in ons huise, hospitale en fabrieke te sien, wat nie net praat nie, maar werklik help. Dink aan chirurgiese robotte wat intyds by 'n pasiënt se asemhalings kan aanpas, of huishoudelike robotte wat wasgoed kan vou. Nie omdat elke beweging vooraf geprogrammeer is nie, maar omdat hulle die konsep van materiaal verstaan.
Maar daar is ook 'n dieper vraag hier, die veiligheidsparadoks. Wanneer KI agter 'n skerm bly, is die ergste wat dit kan doen is om jou die verkeerde antwoord te gee. Maar wanneer KI 'n liggaam het, dan verander die spel. 'n hallusinasie word 'n botsing. As 'n wêreldmodel 'n fout maak, terwyl 'n 2 ton autonome voertuig bestuur of 'n robotiese exoskelet beheer, dan is die gevolge fisies. Daarom sien ons nou ook die opkoms van soewereine KI, lande en maatskappye wat hulle eie beskermende wêreldmodelle bou, eerder as om heeltemal op wolkverbindings te vertrou. Want in 'n fisiese wêreld is 'n vertraging van 5 millisekondes nie net 'n draaiende laai-ikoon nie, dit kan 'n motorongeluk wees. Ons beweeg dus na 'n wêreld waar die grens tussen digitale intelligensie en fisiese werklikhede begin begryp, 'n wêreld waar die spook uiteindelik sy liggaam gevind het. Hierdie jaar 2026 sal onthou word as 'n jaar toe KI opgehou het om iets te wees waarmee ons gepraat het en te begin om iets te wees waarmee ons saamleef. Die intelligensie word fisiek. Dis in ons motors, ons fabrieke en binnekort in ons kombuise. Die wegneem idee vir die week is die vraag: as jou toestel skielik die kamer kon lees en die fisiese wêreld net so goed soos jy kon verstaan, sou jy hulle vertrou of sou jy die afskakelaar soek? Jy het geluister na Môre onder die soeklig. Bly weetgierig met oë gerig op die toekoms. Tot volgende keer.